Luister jy na die haan wat kraai in jou lewe? Wat bedoel ek hierby? Kom ek stel dit bietjie anders. Het jy al vir God verloor? Die meeste van ons sal skaam moet sê ja. Ek wil so ver gaan as om te sê, ek dink almal van ons het al op 'n stadium in ons lewens God verloor. Die kere wat ek en jy nie bereid was om standpunt in te neem vir ons geloof nie. Die kere wat ek en jy teen God se wil gekies het en net ons eie kop gevolg het, omdat ons gedink het dat dit net tot ons eie voordeel sal strek. So baie keer het ek en jy al vir God verloor. Kom ons gaan kyk bietjie na die verhaal van Petrus. Die gedeelte in Matteus 26 beskryf dit baie mooi. Daar staan in die gedeelte dat Jesus vir Petrus gesê dat voor die haan kraai, jy my 3 maal gaan verloon. En dan gaan Petrus na die binneplein van Kajafas, toe al sy disippels Jesus gelos het en hy alleen was. En hy het gedink sy geloof is sterk genoeg en hy gaan in die binneplein in. En dan vra mense vir hom, is jy nie een van hulle nie? En dan antwoord Petrus, ek weet nie waarvan julle praat. Dis net soos ek en jy, ons doen dit dikwels. Ons is nie bereid om daadwerklik standpunt in te neem nie. Dis die beginfase van verloning. Daar's nie 'n daadwerklike ja of nee antwoord nie. Ek weet nie waarvan jy praat nie. Jy swenk uit vir die vraag. Jy ignoreer eintlik die vraag. En dan kom die volgende stap. Want dan vra hulle weer vir Petrus. En dan sê hy, ek ken hierdie man. Hy het klaar die eerste stap geneem. Die tweede stap is noodwendig. En dan kom die derde keer, wanneer hy gevra word, en dan sweer hy dat hy hierdie man nie ken nie en hy het gevloek. Dan is dit al so ver gevorder in die verloning, dat daar nie meer terugdraai is nie. En dis hoe ek en jy ook maar lewe in ons lewens. Ons is in die eerste plek nie altyd bereid om standpunt in te neem. En dan kies ons baie keer net vir onsself, vir ons eie behoud. En ons stel God tweede. Skuif God en sy wil op sy. Maar dan staan daar in die gedeelte, toe daar 'n haan gekraai. Wat is die bedoeling hiervan? Wat is die bedoeling van die haan wat kraai in Petrus se lewe? Die haan wat kraai is God wat Petrus terugroep. Jesus het geweet van Petrus se verloning, maar hy het nog steeds in hom liefde bewys. En hierdie haan wat kraai is die terugroep. Kom terug na my. Ek is genadig, ek sal jou vergewe. En dan lees ons verder in die Bybel, toe Jesus na Petrus toe gekom het en die verhouding herstel het. Hy het hom teruggeneem. Die vraag wat ek vanoggend aan jou wil vra is, hoor jy die haan wat kraai in jou lewe? En in die tweede plek, luister jy daarna? Die haan wat kraai in jou lewe is dalk 'n vriend, of 'n vriendin, man of vrou, of 'n kind van jou, of familielid, of iemand wat jy dalk net tot stilstand ruk, om net weer te besin oor waarmee jy besig is. Dalk iemand wat vir jou sê, ek skaam my oor jou optrede. Dalk iemand wat net vir jou weer herinner en sê, is dit wat jy doen reg? Of dalk is dit 'n preek wat jy een keer gehoor het, of dalk vanoggend se Bybelstudie. Dit is die haan wat kraai in jou lewe, wat jou terugroep na God. Dis God wat vir jou sê, ek sal jou genadig wees. Ek sal jou vergewe. Petrus het berou gehad en bitterlik gehuil. En dit was jammer oor sy optrede. En Jesus
het hom teruggeneem. Interessant genoeg, die hane of die weerhane wat op die kerktoring staan, is eintlik 'n simboliek daarvan. Die simboliek van God wat ons roep. God wil hê dat ons self na hom moet terugkeer. Luister jy na die haan wat kraai in jou lewe? Of laat jy hierdie gebeurtenisse maar net verbygaan en ignoreer jy dit? As hierdie gebeurtenis oor jou pad kom, staan stil. Dink waarmee is jy besig? En onthou dat Christus jou genade sal terugneem, want jy is sy kind. Daar is hane wat kraai in ons lewens, gereeld. Maar die vraag is, luister jy daarna? Tot volgende week.